Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. In hierdie video gaan ons 'n bietjie fokus oor wat ons noem in wiskunde die funksienotasie. So 'n notasie is maar letterlik net soos 'n manier van dinge skryf. So iewers in een of ander video het ek op 'n stadium gesê dat wiskunde basies nog 'n taal is. Ek weet julle het Afrikaans en Engels as vakke, as tale op skool en vir een of ander rede dink jy, o, dis jou enigste taalvak wat jy het, maar wiskunde is 'n taal op sy eie. En as jy nie verstaan hoe om die taal te praat nie, gaan jy nie die taal verstaan nie. Ek weet nie iemand anders te sê nie, maar as jy nie die taal verstaan nie, gaan jy die taal verstaan nie. Jy gaan hom ook nie kan praat nie. So, wat ons gaan doen in hierdie video, is ons gaan eers net kyk na die verduideliking daarvan. En dan gaan ons deur 4 voorbeelde gaan wat bietjie meer die verduideliking beskryf. So, as jy nie die hele ding wil kyk nie en jy het hom al gekyk byvoorbeeld en jy wil net ietsie vinniger sien, gaan kyk na die timestamps, klik waar jy wil wees. En dan gaan jy net sien, dan kyk jy net dit, moenie jou tyd mors nie. OK. Voordat ons werklik begin by die notasie, wil ek eers vir jou vra of gaan ons eers dalk eerder hersien wat jy al reeds weet. Ons gaan gaan ons praat oor vergelykings, so in 'n manier hoe ons vergelykings skryf. So as jy nie eens weet wat 'n vergelyking is nie, gaan jy van selfsprekend sukkel met hierdie werk. Nou, vergelyking, dit staan letterlik in die naam. Dit is 'n gelyk aan. Daar gaan 'n linkerkant wees en daar gaan 'n regterkant wees van 'n vergelyking. En die linkerkant gaan presies dieselfde wees as die regterkant. Dit is nie in konteks nie, in 'n kort bondige beskrywing presies wat 'n vergelyking is. Dit vergelyk een kant, die linkerkant, aan die regterkant. In ons geval gaan ons bietjie praat oor y en x. Jy hoort hierdie al te gesien het, as jy dit nog nie gesien het nie, shame. Maar hierdie is 'n vergelyking. Dit in die maklikste moontlike vorm is wat mense vergelyking noem. Aan die een kant het ons 'n y en aan die ander kant het ons x'e. Dit beteken y word in terme geskryf van x'e. So dit is belangrik vir jou om te weet dat hierdie is gelyk aan daar in die middel, is die teken wat die linkerkant presies gelyk sal aan die regterkant. So ek weet die een kant lyk baie eenvoudig want ons net 'n y en die ander kant lyk bietjie minder eenvoudig want ons klomp x'e, maar dit is presies dieselfde. Dis wat basies daai y beteken. So die y is presies dieselfde as 3x² plus 2x. Dit is dalk moeilik om te verstaan, maar dit gee vir jou dieselfde ding. Hulle beteken presies dieselfde ding. En vir jou om te weet hoe om dit te noteer en hoe om die notasie te gebruik wat ek in hierdie video vir jou gaan verduidelik, is dit baie belangrik vir jou om te weet dat die een kant is dieselfde as die ander kant. Okay? Ek fokus baie daarop, maar dit is baie belangrik, dit is net baie belangrik dat jy dit weet. In funksienotasies gaan ons egter dit net 'n bietjie anders skryf om lewe vir ons 'n bietjie makliker te maak. So, in die eerste lyntjie, ek moet ophou so sê, maar ek raak nou meer en meer selfbewus van hoe gereeld ek sê so. So, as ek dit weer. As ek dan aanhou, dan moet jy net vir my tel vir my hoeveel keer in 'n video ek so sê. Ons begin in my eerste rytjie. Y is gelyk aan, nee, en dan een of ander funksie van x, of uitdrukking van x. In ons funksienotasie skryf ons dit presies dieselfde, soos dit, of ons skryf dit nie dieselfde nie, maar dit beteken presies dieselfde. Ons skryf dit so, in plaas van y, maak ons 'n f van x. So, dan sê ek dan weer, in die eerste een, in die eerste y, weet jy nie regtig wat hy in terme van geskryf is nie. Ek gaan in voorbeeld 3 en voorbeeld 4 vir jou funksies gee wat in
in terme van iets anders geskryf kan word, wat heel moontlik is. Jy kan selfs 'n funksie, 'n Z-funksie in terme van X en Y hê, wat jy regtig nie op hoërskool gaan doen nie, maar dis net, verstaan, dis net 'n ander manier wat jy die goeders kan doen, en hierdie maak dit baie makliker, want hierdie sê vir my in terme van wat is die funksie geskryf. Want soms kan jy vreemde veranderlikes in jou terme hê, en dan moet jy bewus wees van die feit dat dit niks te doen het met jou funksie nie. So sê ek dit, in hierdie ouetjie, f van x, kan ek dadelik sien dat my funksie in terme van x geskryf is. Nou, f van x is y. Jy moet dit in jou kop sit. Daai f van x, dit lyk dalk, niks van dit lyk dalk soos 'n y nie, maar dit is y. Dis net skielik die naam van die funksie wat ek vooraan die vergelyking heg. Alles gaan dan dieselfde lyk, want daai f van x is letterlik net wat ek skryf in die plek van die y, wat dan my die geleentheid gee om te sê, sommer so van die begin af, wat die funksie se naam is, eerste punt, f, en in terme van wat hy geskryf is, x. Dit maak dit makliker om te verstaan en makliker om te werk as ons nou 'n bietjie verder gaan en ons werk bietjie meer met vergelykings en funksies veral, want soms kan jy 3 funksies op dieselfde vergelyking hê en jy kan nie almal in terme van y is gelyk aan die funksie skryf nie. Dit raak net, wiskundiges is ongelooflike lui mense. So dit raak te veel moeite. Daarom skryf ons dit van f van x. Okay, ek nou klaar gepraat daaroor. Volgende. Soos wat ek nou net gesê het, die funksie se naam of die vergelyking se naam is f van x. Dis so ek dit uitspreek, daai x in die middeltjie, f van x. So die funksie van x en dan die funksie 3x² plus 2x. Ek dink dit het begin by omdat f staan vir function. Ek is nie seker nie en ek het nie enige Google searches gemaak of ChatGPT gevra of ek reg is in my aanname nie, maar ek dink en ek neem aan dat daai f oorspronklik gestaan het vir function. Maar ja, dit is nie so belangrik nie. Dit is 'n bietjie 'n interessante inligting. Hierdie, soos ek ook gesê het, is y. So knip dit nou in jou kop vas. Daai fx is y. Dit beteken y. Ek kon maar net sowel 'n uitdaag gesit het, maar ek wil nie want ek wil funksienotasie verduidelik. Okay. Ons gaan aan. Jy kry ook verskillende name, né? So hierdie een se naam is Frederik. En Frederik is in terme van x. Dis hoekom hy f is. Jy kan ook een kry met 'n h. So dis 'n ander funksie ook in terme van x en sy naam is Hendrik. En jy kan ook 'n ander funksie kry soos gx en sy naam is, en ek kan nie dink aan nog 'n naam wat eindig met ik, druk nie, waar is dit Gerdruk is, wat nie 'n naam is nie, maar sy naam is Gerard en hy is ook in terme van x. So al drie hierdie is funksies en elke liewe een van hulle is y. F van x is y, h van x is y en g van x is y. Maar dis verskillende funksies wat ek op dieselfde grafiek kan plot sonder om die mekaar te raak met watse funksie ek van praat. Want nou kan ek by hierdie enetjie, hierdie h van x, is 'n reguit lyn funksie. Hom kan ek net gaan plot en ek kan by hom gaan skryf h van x en ek weet van watse funksie ek praat. 7x. En op dieselfde grafiek kan ek hier in die bo gaan plot. Dis 'n paraboliese funksie. En ek gaan presies weet waar hy is. Ek gaan presies weet wat hy is, want ek gaan vir hom kan sê f van x. En dan nou en onder wat een of ander derde magsfunksie is. So dis net, ja, dis nog 'n voordeel van die om jou funksies name te gee, is om hulle te kan onderskei van mekaar af. En dit maak wiskunde ook 'n bietjie lekkerder. Ek weet dit lyk fancy as jy hom so skryf. Nou elkeen van hulle is in terme van x en hierdie is eintlik die superpower van funksies. Of die funksienotasie. Ek het nou vir jou verduidelik, okay, dit onderskei die
onderskeie funksies van mekaar, maar aangesien daai x daar in die middel is, of die funksie van die feit dat daai x daar in die middel is baie spesifiek. As ek so 'n funksie het, nê, daai x is soos wat ek vir leerders al verduidelik het, is soos 'n portal. Julle almal weet wat 'n portal is. As jy iets hier ingooi, dan kom dit by 'n ander plek uit. Jy het al 'n klomp movies gesien en as jy 'n leser is, het jy seker al boeke gelees, ek weet nie, maar meestal movies en series en sulke weird dinge waarna jy kyk. Hulle sit een ding uit die een plek in en dan kom dit by twee verskillende plekke uit. Dis presies wat hierdie is. Net in die plek van x maak ek hakkies. So wat ook al hier ingaan by my f van wat ook al, gaan orals in my funksie uitkom. As ek iets hier ingooi, pop dit daar uit. So dit is eintlik ook soos 'n cloning device, as jy daaraan dink, jy weet. Hier het ek een ingegooi en toe kom maar twee uit. Maar die aard van die saak is, daar waar daar x'e is, daar gaan hulle uitkom. Van die twee van dieselfde ding. Jy gaan dit dalk 'n bietjie beter verstaan as ek 'n voorbeeld doen. So, voorbeeld 1 van 4. Is ek vra vir jou, bepaal y as x 2 is in my funksie f van x is gelyk aan 2x. Nou ek het vir jou gesê f van x is y. En dit is in terme van x geskryf en hulle gee vir my die term x, so 2. So wat ek doen is ek pop hom hier in. Ek druk hom daarin, 2. As ek hom hier indruk by die f van x, kom my uit by my uitdrukking of my funksie 2 hakkie 2. So daar waar die x was, daar gaan nou 2 wees. Daai tikkie net in die sakrekenaar. So dis net 2 maal 2 wat vir my 4 gee. So y is 4. Of f van 2 is 4. Nog 'n voorbeeld. Voorbeeld 2. Vra hulle, bepaal y weer dieselfde ding as x 3 is in my funksie in terme van x 3x kwadraat plus 4x. Dis baie eenvoudig, net soos wat ek dit die vorige keer gedoen het. Ek druk hom hier in, f van 3, jy sien hom, is gelyk aan 3 hakkie 3 kwadraat plus 4 mal 3. Hierdie tikkie net so in die sakrekenaar, want dis letterlik net klomp getalle. Dis 3 mal 3. En dan is dit plus 4 mal 3 en dit gee vir my 39 lyk dit my. Volgende voorbeeld en my laaste voorbeeld. Nee, waarvan praat ek? My tweede laaste voorbeeld. Vra hulle weer bepaal, of ek vra nie eers nie, ek gee dit net en dan moet jy dit nou uitfigure. Hulle gee vir my 'n funksie g van t. G van t is gelyk aan 7t plus 3 op t. Nou, daai t is, dit verrig presies dieselfde doel as my x in my vorige funksies. Daai was net funksies in terme van x, hier is nou net 'n funksie in terme van t. En hulle gee vir jou die waarde t as 3, dan doen jy presies dieselfde. G van 3 is 7 mal 3 plus 3 op 3. En dit gee vir my 'n waarde van, sit hom net in jou sakrekenaar, 22, want 7 mal 3 is 21 plus 1. Volgende en laaste voorbeeld. Hierdie is uiteindelik die laaste voorbeeld. En ek gee vir jou weer, h van t is die wortel van t kwadraat plus 4t plus 4. En ek gee vir jou t se waarde is minus 7. Wat jy nou moet doen is presies dieselfde. Dis altyd presies dieselfde. Jy vervang hom daarin, h van minus 7 is gelyk aan alles onder 'n wortel, minus 7 kwadraat plus 4, mal met minus 7 plus 4, is gelyk aan 5. As hierdie vir jou vreemde wiskunde was, sal ek voorstel dat jy dalk, jy weet, ek weet nie eers wat ek jou sal voorstel om te doen nie, maar gaan dalk weer deur die video 'n paar keer, kyk na die voorbeelde. Hulle sal dit nie in graad 8 vir jou moeiliker vra as hierdie nie, maar dis 'n handige, baie handige vaardigheid wat jy aanleer vir jou graad 10, 11 en 12 jare. As jy nou van verskillende funksies begin leer en selfs om dit te diferensieer en allerlei sulke staf. So, ja, ek hoop hierdie video het gehelp.
en ek sien jou in die toekoms.